Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Tel, jy het 'n major probleem. Dit is totaal oopgeskrywe. Maar die kerk het dit nie vir ons geleer nie. En ek is ongelukkig is dit so dat meeste mense het al hulle lewe maar net agter die kerk aangedraf. Soos klein fokstuurdertjies, as jy pastoor sien, dan gaan sy sterkie net so. Hy sê, maar daar gaan 'n tyd kom dat daar ook weer lewe aan die volk van Israel gebied gaan word. Ek maak 'n stelling. Ek wil die skrifgedeelte lees. Ek wil vers 15 lees, dan onthou jy wat ek nou net gesê het. Daar gaan 'n tyd kom, wanneer die redding en ewige lewe weer aan Israel aangebied gaan word. Van wie af? Van jou vader af. Luister wat sê, vers 15. Want as hulle namelijk die volk van Israel se verwerping, van die evangelie van verlossing deur die bloed van Jahshua, die versoening van die wêreld is, hoe sal hulle namelijk die volk van Israel se aanneming anders te wees as lewe uit die doodheid? Gaan dit nie wees 'n offer van die ewige lewe wat aan hulle aangebied gaan word nie, of aan hulle voorgehou gaan word nie? Nou moet jy ons baie mooi na die volgende beeldspraak luister. Want dit is net presies hier waar meeste protestante, charismatiese kerke en geestelike organisasies die pot geheel en al misgesit het. En dit wat in die pot moes gewees het, sit langs die pot. Verstaan jy wat ek nou vir jou gesê het? Dis 'n metafoor. Hulle die pot totaal misgesit. En as jy saam met my deur die res van hierdie skrifgedeelte staan, gaan jy ook 'n reekie kry. Hulle het die pot misgesit. Romeine 11 vers 16. Nou moet jy baie mooi luister. Jy moet jou seatbelt vasmaak. En as die eersteling hy sê, en as die eersteling. Wie is die eersteling? Kom, antwoord my. Is die kerk die eersteling? Is die kerk in die kerk die eersteling? Aan wie was die evangelie van verlossing eers verkondig? Aan die kerk of aan die eersteling? Wie glo aan die bediening van eerstelinge? Wie glo aan die offer van die eerstelinge? Die Engels praat van the first fruits. Kom, help my man. Wie is dit? Het is die Jode. Het is hulle bediening. As jy van praat en jy gebruik onmiddellik die terme eersteling in Afrikaans of first fruits in Engels, dan praat jy van 'n Jood. Want dit is deel van hulle offers. Hulle moes van hulle eerstelinge, hulle eerste kallertjies, hulle eerste skapies, hulle eerste mielies, hulle eerste koring, moes hulle as offers aan Jahwe gee, aan die hoofpriester. So van wie praat ons hiersto? Nie van die kerk nie. Nie van 'n 1000 jaar aardse vrederyk nie. Hy sê, maar as die eersteling, naamlik die volk Israel, kyk my vingers, heilig is, dan ook die deeg. Dan die deeg ook. Nou vra ek, wie is die deeg? My maat altyd brode geknie. Daai wat se geknie het, daai meel en water en botter was genoem deeg. Is dit wat hy van praat? Daai deeg maak sy 'n brood, dan sit sy hom in die oond, of sy sit daai deeg in die oond en hy rys, en dan haal sy hom, of hy kom uit die oond uit, dan het jy 'n lekker boerebrood met vars plaasbotter op. Sulke dik, ja, dis kry vir daai lekker brood. Alraai, nie keffiebrood nie, boerebrood. Hy sê, kom ons lees weer, en as die eersteling, naamlik die volk Israel, heilig is, dan die deeg ook. Nie deeg nie, die deeg. Wie is die deeg? Wat sê u? Dit is hulle, wie uit Israel, die volk Israel sal voorkom. Nou gaan hy verder, ek het daai nou in hakies gesê, kom, kyk my hand, dan lees ons die skrif, hou my hand op, en as die eersteling, naamlik die volk Israel, heilig is, dan die deeg ook,
Wie is die deeg? Wat sê u? Smaak toe. Dit is hulle wie uit Israel sal voortkom. Nou sê die skrif verder. En as die wortel heilig is, as die wortel, as jy na 'n boom kyk, wat is sy hoofkomponent? Dis sy wortel. Jy kan 'n hele plant hê, maar as jy nie 'n wortelstelsel het nie, dan kan hy nie water opneem en dan vrek hy. Het ons dit? Ek sien ons pastoor Rika met haar blomme en haar orgidees en al die goed. Die wortel speel die heel hoofrol in enige ding. Ek is weer 'n roosman. Ek hou van rose koeie. Pragtige rose, net so goed. Dis my stokperdjie. Wat gebeur is die wortelstelsel. Nou luister wat sê Paulus hierso. En as die eersteling, nou verwys hy eers na Israel, naamlik Israel heilig is, dan die deeg. Wat sê deeg? Die nakomelinge. Dan die deeg ook. So wie was eerste heilig? Israel. Wie is die deeg? Die heidene. Ons wat sou kom. Verstaan ons dit? Dit is hulle wie uit Israel voorkom. En as die wortel heilig is, naamlik die volk Israel. So Israel, nou wil ek die boom sien. Ons gaan nou kyk na 'n boom. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. Het jy geweet dat dit wat die boom opneem deur die wortel, affekteer die takke?